Ons verwelkom ook elkeen wat nou by ons erediens aansluit op elektroniese wyse. Mag u saam ook vandag met ons Christus se opstanding feestelik vier en mag elkeen van u 'n baie geseënde Paasfees geniet. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, op hierdie opstanding Sondag, is ons harte gevul met vreugde en met dankbaarheid, met opgewondenheid en blydskap, omdat ons terugdink aan daardie leë graf. Ons dank U Vader dat die disippels daar kon aankom en die doeke netjies opgevou kon kry. Die kopdoek eenkant. Alles 'n bewys daarvan dat die Heer opgestaan het. Ja, U het waarlik opgestaan. Ons dank U Vader vir die voorreg wat ons het om as kinders van U te kan leef, werklik te kan leef, juis omdat Christus opgestaan het. Dankie dat U ons lewe sin gee en betekenis gee. Dankie dat U ook elke dag besig is om ons te vorm, sodat ons al hoe meer kan word soos Jesus. Dankie dat U elke dag by ons is, om elke tree van die pad wat ons loop saam met ons te stap. Vader, U ken elke uitdaging waarvoor ons te staan kom. U het antwoorde vir al die vrae wat ons vra, oplossings vir al die probleme wat ons het. En daarom voel ons soos Moses van ouds wat gesê het dat as U nie saam met ons die toekoms ingaan nie, dan sien ons nie kans om verder te stap. Dankie dat ons die vertroostende wete het dat U by ons is al die dae tot die volëinding van die wêreld. En dat U daarom ook nou hier by ons is. Dis ons gebed, Vader, dat ons ook vandag sal hoor wat U deur die woord en gees vir ons wil sê. Gee daarom vir ons geopende ore, ontvanklike harte en gedagtes wat kan fokus en konsentreer op wat U vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou ja, geliefdes, u moet nou maar 'n gemaklike plekkie kry, jouself nou lekker inwurm, jy moet die veiligheidsgordels vasmaak en gereed maak, want ons gaan nou vandag Psalm 119 al 176 verse lees en oor almal van hulle praat. Nee, toe maar, dit gaan nie gebeur nie, maar dit gaan amper gebeur, want ons gaan amper die hele boek Efesiërs van hoek tot kant deurwerk vanoggend. Ons gaan die hooffokuspunte wat te doen het met die opstanding van Christus uit hierdie boek gaan ons na kyk. En ons gaan daarom heel wat lees uit die Bybel uit en daar is baie om oor na te dink. Ons tema vandag, gelowiges se lewe lyk radikaal anders omdat Jesus uit die dood opgestaan het. Radikaal anders. Ons lewens verander as gevolg van Christus se opstanding uit die dood. En dis waaroor ons vanoggend gaan nadink en ook kyk hoe dit werk. Ja, radikaal anders. En ons gaan dit 'n bietjie in kleur ook sien wanneer ons deur die boek Efesiërs lees. Ons gaan sien hoe dat Paulus woorde en begrippe wat teenoor mekaar staan, teenoor mekaar kontrasteer. Hy gaan dit teenoor mekaar stel om te verduidelik hoe dat ons lewens verander. Die eerste kontras wat ons mee te doen gaan kry is dood teenoor lewe. En die Bybel praat oor hierdie twee begrippe op verskillende maniere.
'n mens kan dood wees, al lewe jy oënskynlik. Al haal jy asem, al klop jou hart, al het jy breinfunksie, kan jy beweeg en praat en rondloop, sê die Bybel, kan jy steeds dood wees. En dan word daarmee bedoel geestelik dood. 'n Mens kan ook liggaamlik dood wees, en dit is wanneer jou breinfunksie dan nou ophou, wanneer jy nie meer asemhaal nie en daar nie meer hartklop is. En dan praat die Bybel in die 3de plek ook van die ewige dood. Dit is wanneer 'n mens in die helse vuur vir ewig deur God gepynig word, omdat jy hom verwerp het en nie in sy verlossingsplan met 'n hoofletter Jesus Christus wou glo nie. Net so is die lewe ook dan nou 'n geestelike lewe, 'n liggaamlike lewe en 'n ewige lewe. Geestelike lewe wat te doen het met my verhouding met God en hoe ek in my geloof leef. Liggaamlik lewe, nou ja, dis logies, my hart klop, ek haal asem. En dan die ewige lewe wat ek kry wanneer ek na die oordeelsdag deur God vrygespreek word op grond van Jesus se verdienste. En hy vir my sê, soos wat Jesus in die gelykenisse gesê het, mooi so, goeie en getroue diensknegt, kom in en deel in my vreugde. So al drie hierdie vorms van dood wees en al die drie vorms van lewe moet ons in gedagte hou wanneer ons deur hierdie brief gaan saamlees. Die tweede kontras wat hy stel is duisternis teenoor lig. Duisternis en dood lê op dieselfde vlak en lig en lewe lê op dieselfde vlak. En dan ongehoorsaamheid teenoor gehoorsaamheid, waar ongehoorsaamheid ook op die vlak lê van duisternis en dood, en gehoorsaamheid op dieselfde vlak lê as lewe en lig. Ons begin in hoofstuk 1 by die 18de vers. Paulus is besig om in hierdie gedeelte te bid vir die gemeente, en hy skryf, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Nou hierdie gedagte moet jy asseblief baie styf vashou. God werk in ons met dieselfde kragtige werking waarmee Christus uit die dood opgewek is. Dis lewe. Ware lewe. As God ons lewendig gemaak het uit ons doodsbestaanheid van geestelik dood wees, dan begin ons eers regtig lewe. Dan begin my ewige lewe alreeds. Dit word eers in vervulling wanneer ek na die oordeelsdag die ewige lewe ingaan. En hier sien jy dat ek die kleure gebruik om uit die dood opgewek om die lewe te simboliseer. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes. Dis weer die ongehoorsaamheid wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So dis hoe die ou lewe lyk van die ongelowige, die ongehoorsame, voordat Christus se opstanding in sy lewe werklikheid geword het. Hy laat hom lei deur die bose magte, deur versoeking en verleiding, deur die begeertes van sy sondige natuur. In die ou lewe is ons deur ons sondige begeertes oorheers, en het ons gedoen net waartoe ons luste ons gelei het, en wat in ons gedagtes opgekom het.
vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. En ons het op Goeie Vrydag juis gepraat oor die kruis wat van bo af lyk soos 'n swaard in God se hand. Vir die wat nie Jesus se kruisdood in die geloof aanneem nie, beteken dit oordeel en straf. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. En vir ons wat in Jesus glo, is die kruis 'n simbool van God se liefde vir ons. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. En hierdie waarheid maak ons godsdiens, die gereformeerde Christelike godsdiens, uniek. Want al die ander godsdienste in die wêreld is gebaseer op menslike verdienste, menslike prestasies, alles wat 'n mens doen, sodat hulle dalk moontlik miskien gered kan word. Maar ons beklemtoon dat ons uit genade gered is, omdat dit in die Bybel so staan. Nie uit verdienste nie. God red ons. Dit gaan oor hom in die eerste plek, en nie oor ons nie. Dit is nie ons prestasie of verdienste as ons gered is nie. Dit is God se genade wat ons red. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. As ek gered is, kan ek nie breë bors sê, dis omdat ek tot bekering gekom het dat ek gered is nie. Ek kan dankbaar sê, dis omdat God se genade so groot is, dat ek gered is. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Christus se opstanding maak dus dat ons nie meer deel is van die ou sondige mense lewe nie, maar dat ons opstaan tot 'n nuwe lewe waarin ons wy aan die goeie dade waarvoor God ons bestem het. 4 vers 1. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mense in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Nou dat julle die valsheid afgelê het, vers 25, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien, dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat julle hoorders ten goeie kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie.
Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Hoofstuk 5 vers 1, omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierige hart is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Nie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat jy moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Tot sover ons skrifgedeelte vanoggend. Nou, hoekom het ons vandag amper die hele boek aan Efesiërs gelees? Omdat dit is presies wat hulle in die Bybelse tyd gedoen het. Wanneer Paulus 'n brief aankom daar by die gemeente in Efese, dan het hulle almal by mekaar gekom en hulle het die hele brief deurgelees van hoek tot kant. En dan het hulle daaroor met mekaar gepraat en oor die betekenis daarvan. En dit probeer verstaan. En dan het een van die apostels, as daar iemand was, of een van die ouderlinge, het daaroor gepreek en dit uitgelê en verduidelik. En dis waarom ons dit vandag ook so gedoen het, amper soos wat dit in daai tyd gewerk het. Geliefdes, God werk in gelowiges met dieselfde kragtige werking van die Heilige Gees, waardeur Christus uit die dood opgewek is, om ons te verlos en om ons lewe radikaal te verander. Nou, wat sou mense as 'n voorbeeld kon gebruik om dit tentoon te stel? Kom ons kyk 'n bietjie na Cruella de Vil. Haar van klink amper soos duiwel, nee. Devil. Cruella de Vil. Die kinders ken haar as die wreedaardige booswig van 101 Dalmatiër hondjies. Want sy wil mos daardie hondjies afslag en hulle pelse gebruik om vir haar 'n jas te maak. Dis hoe die kinderstorie gaan. Sy is die simbool van absolute boosheid in daardie verhaal. Indien sy sou verander en haar lewe radikaal omdraai, dat sy so kan lyk, soos wat sy lyk eintlik in die regte lewe, of gelyk het dalk, sy daarom ook 'n bietjie ouer geword al met die tyd. Glenn Close, sy speel mos hierdie rol, baie goed vertolk, maar dis eintlik hoe sy lyk as sy nie hierdie bose klere aan het, en soos 'n bose mens optree nie. Ons weet, dit is maar net 'n akteur, is maar net 'n rolprent, is maar net 'n storie. Maar wanneer 'n mens se lewe verander,
soos wat Christus uit die dood se opstanding dit moontlik gemaak het, dan lyk jy radikaal anders. Jy lyk nie meer soos die bose Cruella de Vil nie. Jy lyk dan soos die pragtige aktrise Glenn Close. En dis wat God deur Christus se opstanding in ons lewens wil doen. Wat het hy alles gedoen om dit te bewerkstellig? Paulus het 'n lang lys van goed wat hy opnoem in hierdie brief. Selfs 'n gedeelte wat ons nie eers saam gelees het nie, omdat dit die geleesde gedeelte vooraf gegaan het, skryf hy: voor die skepping het God uit genade ons uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Dis waar ons verlossing al reeds begin het. Alles uit genade, sonder dat ons enigiets kan doen om dit te verdien. Hy het ons toe al bestem, skryf Paulus, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Hoe wonderlik om te weet, duisende jare voor my bestaan, het God my al bestem om sy kind te wees. Deur die bloed van Jesus aan die kruis is ons verlos en is ons oortredinge vergewe deur sy genade. Ons het Vrydag gehoor, sonder bloedvergieting is daar nie vergifnis nie. Dis juis hoekom hy moes sterf as onskuldige mens aan die kruis. Deur sy genade word ons sondes vergewe. God het Christus opgewek uit die dood. En Paulus sê met dieselfde krag werk hy ook in ons, om ons saam met Christus uit ons sondige bestaan op te wek, sodat ons vir ewig kan lewe en hom kan dien. Om te besef hoe groot die krag is waarmee God in ons lewens werk om ons lewens radikaal te verander, moet 'n mens maar net gaan kyk na voorbeelde van mense in wie se lewens dit gebeur. Mense wat eers totaal op die verkeerde pad was en dan soos met 'n handomkeer omdraai en hulle hele lewe tot eer van God lewe. Ons wat in verbondshuisgesinne groot word en vir God van kleins af leer ken, ons beleef nie altyd so 'n radikale omkeer, soos wat mense wat dit nie het nie, in hulle lewe ervaar en beleef nie. Kyk maar na Paulus ook as 'n goeie voorbeeld van iemand wat sy lewe so radikaal omgedraai het. Hy het gedink hy leef 'n goeie lewe. Hy het gedink hy gehoorsaam die 10 gebooie. Hy het gedink hy's 'n fariseer in sy skrifopvatting. Hy het geleer by die voete van Gamaliel. En hy het geglo die Christene is boos en hy moet hulle uitroei en hy het alles gedoen om dit reg te kry, totdat hy 'n ontmoeting met Jesus gehad het op pad na Damaskus. En sy hele lewe verander radikaal op daardie oomblik. En daardie radikale verandering het geleidelik toegeneem, totdat Paulus die groot apostel van die Nuwe Testament kon word. En ook hierdie woorde kon skryf, wat ons vanoggend saam gelees het. God red ons uit genade, deur die geloof wat 'n gawe van hom is, wat hy ons skenk. Dis nie ons eie verdienste nie. Dis nie deur ons eie krag waardeur ons gered word nie. Hy het ons geskep, hy het ons gemaak om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Soos jy wonder, hoekom is jy hier op aarde? Paulus sê, jy is op aarde, jy is geskep, sodat jy jou lewe kan wy aan die goeie dade, waartoe God jou bestem het. Jy is hier op aarde om God te eer en om tot sy eer te lewe. Dis jou lewensdoel. Deur Jesus se dood het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap tussen ons en God, en het hy ons met homself versoen. God seën ons met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, en gee aan ons die krag om innerlik sterk te word, skryf Paulus, wanneer hy sy gebed vir die gemeente neerskryf. Al die gawes van die Heilige Gees
gee hy vir ons. Ja, daar is besondere gawes, individuele gawes wat hy vir sommige gelowiges somtyds gee. En dan is daar algemene gawes soos geloof, hoop en liefde wat hy vir alle gelowiges gee. Maar elke gelowige het gawes gekry, seëninge van die Gees. Hy oorlaai ons daarmee, sodat ons die krag het om innerlik sterk te wees en sodat ons mekaar kan dien in die liggaam van Christus te kan opbou daardeur. God is in staat om oneindig meer te kan doen as wat ons kan bid of dink, skryf hy vir die gemeente. Niks is vir hom onmoontlik nie. En die krag waarmee hy in ons werk, is 'n geweldige krag. Nou wat moet ons doen? Hoe moet ons reageer op al hierdie dinge wat God in ons lewe doen? Ons moet luister na die verkondiging van die evangelie, ons moet dit glo, en ons moet Christus in die geloof aanneem as ons verlosser. Dis die kern van die saak. Ons moet God prys, ons moet hom loof en dank, omdat ons nou sy kinders en sy volk is, wanneer ons daardie eerste ding gedoen het om te luister, om te glo, om Jesus aan te neem, om ons sonde te bely met berou. Dan kan ons hom loof en dank met ons hele lewe. En dan moet ons in verbondenheid met Christus lewe, en saam met hom opstaan uit die dood, uit die geestelike dood waarin ons was. Ons moet hom toelaat om ons lewe radikaal te verander, deur in verbondenheid met hom te lewe, sodat hy meer kan word en ons minder, soos Johannes die Doper gesê het. Met geestesoë wat deur die Heilige Gees verhelder is, moet ons sien watter hoop sy roeping inhou, en hoe heerlik die erfenis is wat hy vir ons bestem het, en hoe groot die krag is waarmee hy in ons werk. As 'n mens die bril van geloof opsit, dan sien jy die onsigbare dinge raak. Dan kan jy sien hoe groot God se liefde vir jou is. Watter hoop sy roeping vir jou inhou. Hoe wonderlik die erfenis van die ewige lewe is wat hy vir ons in bewaring hou, en waarvoor hy ons bewaar, en ook hoe groot hierdie krag is waarmee hy in ons werk. In ons verbondenheid met Christus en deur ons geloof in hom, moet ons met vrymoedigheid en vertroue na God toe gaan. Ons het ook juis gehoor uit Hebreërs uit, presies dit. Omdat die voorhangsel geskeur het, kan ons met vrymoedigheid na God toe gaan in die allerheiligste. En moet ons met vrymoedigheid daarvan gebruik maak. En daarom is kerkbywoning so radikaal belangrik vir iemand wie se lewe radikaal verander word deur Christus se opstanding uit die dood. Ons moet in die liefde gewortel en gegrondves wees. Dit moet ons morele waardes bepaal. Ons moet ons lewenswandel inrig ooreenkomstig die roeping wat ons van God ontvang het, om heilig en onberispelik te wees. Heilig beteken anders en afgesonder en rein en sonder sonde. Onberispelik beteken niemand met 'n vinger na my kan wys nie. Niemand met fout by my kan vind nie. Ons moet beskeie, liefdevol, vriendelik en geduldig wees, mekaar verdra in liefde en die eenheid handhaaf deur in vrede te lewe. Dis alles woorde en begrippe wat Paulus gebruik, en elke woord, elke begrip is betekenisvol. Ons moet in liefde by die waarheid bly, en so moet ons in alle opsigte groei na Christus toe, sodat ons geestelik volwasse kan word, met behulp van die genadegawes, waardeur ons mekaar opbou in die liggaam van Christus, in die kerk. Ons moet breek met die ou sondige mens en sy sondige begeertes. Ons gees, ons gedagtes moet nuut word. En dis wat in wedergeboorte gebeur. Ons moet lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is, volkome volgens God se wil lewe, en heilig wees, sodat ons sy beeld kan vertoon en kan uitstraal. En daarom moet ons ook altyd die waarheid praat, want God is waarheid. Daar is geen leuen in hom nie. En as ons kwaad word, moet ons nie sondig nie. En ons moet ook nie 'n dag kwaad afsluit nie. Ons moet nie die duiwel vatkans gee nie. Nou wat beteken dit? As ek in my lewe aanhou om goed te doen wat teen God se wil is,
dan gee ek daardeur vir die duiwel 'n houvas op my lewe. Ek gee vir hom 'n manier om 'n voet in die deur te kan kry, sodat hy toenemend beheer van my lewe kan oorneem. En daarom moet ek nie vir hom 'n handvatsel in my lewe gee nie. Ek moet nie vir hom 'n houvas gee nie. Ek moet geen rede vir hom wees om my in sy mag te kan kry nie. En kyk net hoe mooi kontrasteer hy die ou en die nuwe lewe met mekaar, wanneer hy sê, as iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Dis die ou lewe, dit moet doodgemaak word. Dan moet jy saam met Christus opstaan uit die dood en jou lewe moet radikaal verander. En wat moet jy dan doen? Dan moet jy hard werk, sodat jy self in jou eie lewensonderhoud kan voorsien. En wat is die gevolg daarvan? Jy gaan in staat wees om ook iets vir die armes te kan gee. So in plaas daarvan dat jy iets vat wat nie aan jou behoort nie, kan jy nou uitdeel, kan jy ook mededeelsaam wees, kan jy ook gee. Ons moet ook nie die Heilige Gees van God bedroef en hom hartseer maak deur nie te doen wat hy vir ons lei om te doen nie. Ons moet nie vloek, skel, vuil taal gebruik, grove of sinnige of vuil praatjies nie. Dit pas nie by ons nie. Ons moet goedgesind en hartlik wees en vergewensgesind teenoor mekaar, sodat ons in vrede met mekaar kan lewe. En dan sê hy, daar is nie ruimte vir onsedelikheid of gierigheid of ontug in ons lewens nie. Onsedelikheid het alles te doen met seksuele sondes en dit het alles te doen met seks buite die huwelik. Binne die huwelik is dit iets moois en iets reins en iets kosbaars wat God ons gegee het. Maar alles daar buite is onsedelikheid en ontug en daar is nie ruimte daarvoor in gelowige kinders van die Here se lewe nie. Ja, die ou sondige bestaan word daardeur gekenmerk dat jy net deur jou sondige drifte en drange voortgesleep word en dat jy daarin verslaaf is en daaronder beheer is, maar jy moet daardie beheer prys gee en die beheer van die Heilige Gees toelaat om in jou lewe oor te neem, jou lewe sodoende radikaal te verander. Hy waarsku die gemeente ook om weg te bly van dwaalleraars wat met hulle vals leerstellings probeer om hulle weg te voer van die waarheid af. Hulle moet lewe as mense van die lig en die praktyke van die duisternis selfs ook aan die kaak stel. Hy sê dis 'n skande om selfs net te praat oor die dinge wat die ongelowige mense in die geheim doen. Maar 'n mens moet dit aan die kaak stel, jy moet dit in die lig bring sodat die lig daarop kan val. En daarom moet jy verstandig wees, nie onverstandig nie. Jy moet die beste gebruik maak van elke geleentheid, want ons leef in 'n goddelose tyd. Ons moet nugter bly. Hy sê, moenie jou aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Hy sê, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met jou hele hart tot eer van die Here. Bly nugter. Die nuwe lewe is 'n nugter lewe, dis 'n wakker lewe, dis 'n lewe in die lig, dis 'n lewe in die waarheid, dis 'n lewe van gehoorsaamheid. Dis hoekom Christus opgestaan het uit die dood, sodat ons daardie lewe kan hê, nie meer die ou sondige lewe van die sondige doodsbestaan nie. So wat is die boodskap vanoggend vir ons op hierdie Paas-Sondag? Christus se opstanding uit die dood skep die ruimte vir ons radikale transformasie van 'n doodsbestaan in die duisternis, verslaaf aan ons sondige natuur, na 'n nuwe lewe. 'n Lewe in Christus, in verbondenheid met hom, as gehoorsame kinders van God, wat weet watter hoop sy roeping vir ons inhou, en wat lewe tot sy eer. Wat sy lewe wy aan die goeie dade waartoe God ons bestem het. God maak dit alles moontlik deur sy krag en almag, en hy wil dit uit liefde en genade aan ons skenk. My lewe kan nie verander sonder die krag van God nie. Maar met die krag van God is niks onmoontlik nie. Kan ek die sonde oorwin? Kan ek opstaan tot 'n heilige, ewige lewe? Vanoggend moet elkeen van ons bietjie weer hand in eie boesem steek en
in die spieël van ons lewens gaan kyk, dit vergelyk met God se woord en vra, hoe het Christus se opstanding jou lewe verander? Het jou lewe as gevolg van Christus se opstanding radikaal anders en nuut geword? Lewe jy nou in die lig? Of is daar nog te veel ruimte vir die duisternis in jou lewe? Luister jy nog na die stem van die bose wat jou verlei om sonde te doen? Of gehoorsaam jy die stem van die Heilige Gees wat jou lei om tot eer van God te lewe? God maak alles moontlik en hy werk met sy volle krag in jou lewe sodat dit kan gebeur. As dit nie gebeur nie, is dit nie sy skuld nie. Dan is dit omdat jy die Gees van God bedroef en dat jy God se werking in jou lewe teëstaan. Paulus wat geskryf het, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, maar laat die Gees julle vervul. Laat my dink aan die alkoholist wat gesê het, ek bid so hard dat die Here my moet help om op te hou drink, maar hy help my nie. Toe vra ek vir hom, maar wie tel die bottel op of die glas op en bring dit na jou mond toe? Dis tog nie God wat dit doen nie. Dis jy wat dit self doen. God wil jou help, maar as jy nie jou samewerking gee nie, dan gaan daar geen goeie resultate wees nie. Ons kan kennis neem dat Christus uit die dood opgestaan het en nog steeds 'n doodsbestaan leef. Of ons kan besef hy het opgestaan en dat God met daardie selfde krag ook in my werk, sodat ek nie meer 'n doodsbestaan hoef te leef nie, maar 'n lewe tot God se eer. Mag dit vir elkeen van ons nie net 'n moontlikheid nie, maar 'n besliste werklikheid wees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat Jesus opgestaan het uit die dood. Baie dankie dat hy daardeur die dood as het ware dood gemaak het. En dat hy dit vir ons moontlik maak om ook op te staan uit ons geestelike dood. En eendag ook op te staan uit ons liggaamlike dood, sodat ons vir ewig kan lewe. Dankie Here dat U ons lewe wil verander en wil nuut maak, sodat ons heilig en onberispelik kan wees. Dankie dat U in staat is om oneindig meer te kan doen as wat ons bid of dink, en dat U kragtig in ons werk, juis om die sonde en die bose en die dood te kan oorwin. Here, gee dat ons volle samewerking sal gee. Dat ons die Heilige Gees nie sal bedroef nie. En dat ons gehoorsaam sal leef tot die eer. Dat ons die beste gebruik sal maak van elke geleentheid om te lewe as mense van die lig. Sodat ons lig ook helder kan skyn in hierdie donker wêreld. Vader, dis my gebed dat U ook met ons gemeente en met elkeen wat na hierdie boodskap kyk of luister sal wees in hierdie week wat voorlê. Dat U ons sal help elke dag om versoekings te vermy en te weerstaan en om die sonde te oorwin. Dis my gebed dat U ons gemeente ook sal vashou en veilig bewaar in hierdie goddelose tyd. Ons bid dat U ons gemeente sal laat groei, dat daar weer ouers met kinders ook deel sal word van ons gemeente, en dat ons mekaar kan dien in liefde, dat ons mekaar ook kan help om geestelik te groei, om by geestelike volwassenheid uit te kom. Vader, ek bid vir al die aksies en projekte waarmee ons besig is,
En ek wil vra dat die seën ook daarop sal rus, dat dit ook alles tot die eer sal wees. Ek bid vir al die kinders wat nog hierdie week by die skool moet wees, al die uitdagings waarvoor hulle ook te staan kom. Ons bid vir ons jong mense op universiteit, vir ons jong werkendes. Ons bid vir al die ander wat ook uitdagings by die werk het, ook teikendatums wat hulle moet bereik, probleme wat hulle moet oplos. Ons bid vir sakemanne en besigheidsmanne wat worstel om in hierdie ekonomiese omstandighede bestaan te maak. Ons bid vir ons boere wat voedsel moet voorsien. Ons bid vir al die veiligheidsdienste wat moet sorg dat ons 'n rustige en stil lewe kan leef. Ons bid vir ons regering en ons vra vir wysheid, Here, dat hulle dienslewering sal doen tot almal se voordeel en dat hulle wyse besluite sal neem. En bid ons ook vir vrede in daardie plekke in die wêreld waar daar soveel oorlog, moord en doodslag is. En ons dankie vir die lieflike reën wat ons kon hê hierdie afgelope seisoen. Ons loof U omdat U vir ons goed is en omdat U ons elke dag seën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. In Jesus se naam. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here te dien met die dankoffers.